Vrees, jy moet weer hoor en herhaal. Die goeie nuus is, vrees, bekommernis is normaal. Vrees is jou natuurlike reaksie om te bepaal wat jou bedreig en of dit jou gaan bedreig. En soms is die gevaar werklik. Ander kere is dit in jou geheue, in jou gedagtewêreld waar jy vrees leef, omdat jy miskien al van tevore seer gekry het en bang is om weer seer te kry of iets soortgelyks te ervaar. Nou ons weet uit navorsing dat ons gedagtes en geloofsinhoud 'n baie sterk invloed het op ons emosies en op ons gevolglike gedrag. Dus moet ek seker maak, wat is dit waarvoor is ek bang? Is dit 'n werklikheid? Want dan moet ek iets daaraan doen of hulp soek om my te help om iets daaraan te doen. Hier kan 'n mens natuurlik vir God vra vir wysheid om die regte stappe te neem, om die regte persoon vir jou te wys wat jou kan help in hierdie proses. Maar jy kan ook vir God vra, wat is dit wat my bekommer? Wat is dit wat hierdie moontlikheid skep, dat iets slegs gaan gebeur en dit in my gedagtewêreld leef? Met ander woorde, leef hierdie vrees in my verbeelding en gedagtes en hoe kan God my daarmee help? Want dan kan ek ook iets daaraan doen. Ek kan die situasie sien as 'n geleentheid om te groei. Vrees waarsku eintlik vir my, ek voel nie gereed vir iets nie. Daarom is dit tyd dat ek iets moet aanleer en dat ek verder moet groei. In Carol Dweck se navorsing wat sy ook in haar boek Mindset skryf, dan wys dit dat wanneer mense groeimentaliteit ontwikkel, in plaas daarvan om 'n sogenaamde fixed mindset te hê, waar 'n mens dink jy kan nie verander nie. Wanneer jy die groeimentaliteit het, dan raak dit 'n wonderlike geleentheid om te groei, om iets aan te leer, om iets aan te durf. In Israel se geval beskryf Jesaja dat God in die vorige verse vir hulle sê, julle het al gehoor dat ek julle uitgekies het. Julle weet julle is my volk. En nou herinner God hulle by monde van Jesaja 41 vers 10, moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. So God verseker hulle, dat God self by hulle sal wees in die situasie wat hulle vrees. Hulle moet dit net weer hoor, hulle moet dit net weer vir hulle self herhaal. God herinner hulle om in hulle situasie in te gaan, want dit gaan vir hulle beter toekoms ontsluit. Met ander woorde, hulle gaan positief groei. Want as jy bly waar jy is, oorwin vrees jou. Daarom moet jy hoor en herhaal, God is by my, dis tyd om te groei. Leef geïnspireerd.